word en weer glo op die syfer. As jy jou Bybel byderhand het, draai saam met my na Psalm 139. Psalm 139, baie bekende Psalm. Mense het al baie daaruit geput. Mag ek vanmôre vir jou en my ook iets sê, en tyd tot ons lewe. Vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan lê en U is met al my weë goed bekend. Maar daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor en U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van die Gees en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar. Maak die doder uit my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand my lei en U regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag geen lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig. Want U het my niere gevorm in my moeder se skoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Vers 16 is ons teks. U oë het my ongevormde krop gesien en in U boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was toe nog geen een van hulle daar was. Hoe kosbaar dan is vir my U gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand, word ek wakker dan is ek nog by U. O God, as U tog maar die goddelose wil ombring, en julle manne van bloed gaan van my af weg. Hulle daar rustig teen U spreek, U naam ydel verhef, U teestanders. Here, sou ek nie die haat wat U haat, sou ek afskeid hê en die wat U teen U opstaan nie. Ek haat hulle met 'n volkomme haat, vyande is hulle vir my. En dan kom hy by vers 23, en hy sê, deurgrond my oog, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Vers 16, die oë het my ongevormde krop gesien, en in die boek is hulle almal opgeskryf. Hy het my gesien voordat ek gevorm was. En my dae is in sy boek opgeskryf. Psalm 139 is een van daardie mees intieme en persoonlike gedeeltes van die skrif. En hier ontmoet ons nie net 'n ver God nie, maar een wat ken, een wat sien, een wat deurgrond, een wat teenwoordig is, een wie warm is vir jou. Sal net gaan op jou pik. Vrydag met die begrafnis het sy my 'n vraag gevra, en ek gaan sommer nou vir almal die vraag antwoord. Van konsepsie af begin lewe. Van die oomblik van bevrugting af begin 'n nuwe lewe.
En dis waarom God vir Adam gesê het, sy sal Eva wees. Eva beteken lewegewer. Mamas, jy's 'n lewegewer. Lewe begin in die baarmoeder van 'n vrou. Dis waar lewe begin. En daai lewe eindig nooit. Nooit. Jy kan daai lewe probeer aborteer, maar hy gaan voort. Ek weet, dit is 'n skok vir baie. Maar lewe is kosbaar by God. Want nog voor die grondlegging van die wêreld af, het hy geweet van jou en my. Voor die skepping af, het hy geweet van jou en my, in sy voorkennis. Daar's twee gedagtes wat die teoloë rondgooi. Ek gaan dit net noem, jy hoef dit nie te memoriseer of te onthou nie. Dis net gedagtes wat hulle gebruik om hulle self te definieer en te beskryf hoe ons as mens saamgestel is. As hulle wat praat van die dikotomie, met ander woorde, die mens is 'n liggaam en 'n siel. En as hulle praat van die trikotomie, wat praat van 'n liggaam, 'n siel en 'n gees. Hou dit net in gedagte. 'n agtertjie agtergrond wat ek vir jou wil gee is toe Johannes die Doper begin het met sy bediening. Het hy daar in die Jordaanrivier gedoop en hy het vir hulle gesê, toe hy wat gekom het om gedoop te word, moenie dit, ek gedink dit by jouself om te sê, ons het Abraham sy vader nie, maar ek sê vir julle dat God mag het om uit die klippe kinders van Abraham op te werk. Maar die Bybel lê ook al teen die wortel van die boom. Elke boom wat geen goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En nou vers 11 Matteus 3. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie is 'n skoen ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Jesus sal kom om te doop met die Heilige Gees en met vuur. Wanneer die liggaam ontwikkel binne die baarmoeder, het hy 'n houer nodig en dis wat ons 'n liggaam noem. Die siel ontwikkel, die siel is die jy, die wil en die intellek en die emosie. Dis die siel van die mens. En hy word gevorm soos wat jy groter word, deur jou omgewing, jou verhoudings, en wat ook al word jou persoonlikheid, jou siel word gevorm in al die blootstellings wat jy het. Jy oefen keuses uit in die vorming van jou lewe, en jy lewe met die gevolge van jou keuses saam. En ons verwys nou na the unregenerate state, met ander woorde, ongeredde toestand. Die mens wees self. Hy is gebore in die wêreld, met 'n siel, jy is jy, en dit is in 'n liggaam, en daai liggaam groei, en die siel ontwikkel, die mens ontwikkel, jy in jou intellek, jou emosie en jou wil ontwikkel, soos jy groter word. En dan kom God deur sy Gees, op 'n stadium in elkeen se lewe, en hy openbaar homself aan jou, op hoe 'n manier ook al, of dit die prediking van die woord is, of iemand is wat vir jou gebid het, of wat ook al, die Here het 'n manier om met elke mens verskillend te werk. Hy kom openbaar homself aan jou. En jy besef jy's 'n sondaar. As ek nie nou iets daarom doen nie, gaan ek hel toe. Ek is verlore. En die Heilige Gees kom oortuig. Jesus het gesê, die Heilige Gees, wanneer hy kom, sal hy die mense oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Heilige Gees kom oortuig vir jou, jy's 'n sondaar. Jy's verlore. En nou sê die skrif vir ons, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. En jy bely jou sonde. Here, vergewe my. Want dis waarom Jesus gekom. Hy het sy lewe afgelê, hy het gesterf. Sy bloed het gevloei. Hy was begrawe. En op die derde dag het hy opgestaan uit die dood en hy het die dood oorwin. En in daardie
werking van Jesus, 'n verlossingswerk, het hy vir jou en my verlossing gebring. Maar nou kom Heilige Gees, hy oortuig vir jou van die sondige toestand. Jy is verlore. Jy bely jou sonde. En jy neem Jesus aan as jou verlosser en jou saligmaker. En Heilige Gees kom. En dis waar die trikotomie. Jy is nie meer 'n liggaam en 'n siel nie, maar jy het nou Gees van God ontvang. Die ongeredde persoon is net liggaam en siel. Geen verhouding met God. Stel nie belang in hom. Wil niks met hom te doen nie. En wat die ironie is, en ek moes dit Vrydag ook genoem het, die ironie is, wanneer so 'n persoon sterwe, dan lees die begrafnisbriewe, maar hy is nog veilig, hy is nog op Peter. Hy is nog veilig in die arms van Jesus. Hulle lieg. Begrafnisondernemers lieg vir jou. Jy wil niks met hom te doen gehad het nie, hoekom sê jy nou veilig in die arms van Jesus? Jy is so nonsens, onsin. Jy is ongered. Jy het nie die Gees van God, jy het geen gemeenskap met hom nie, jy het geen begeerte na hom nie. Jy is verlore. Maar wanneer die Heilige Gees inkom, en hy wederbaar jou, dis wat Jesus van Nicodemus gesê het in Johannes 3, as jy nie weergebore word nie, gaan jy die koninkryk van God nie sien. Jy word wederbaar, jy word weergebore. Nicodemus kon dit nie verstaan, hy sê, maar goed, jy ken my maar as nie, gaan nie. Dis 'n geestelike ding. Die fisiese het gebeur, dis by. Nou is dit nou 'n geestelike geboorte wat nou plaasvind. Jy word weer gebore en die Gees van God kom in en jy het nou gemeenskap met God. Nou kan jy met hom gesels. Jy wil met hom gesels. Jy wil in sy teenwoordigheid is. Jy wil in die gemeenskap van die Heilige Gees. En jou naam word opgeskrywe in die boek van die lewe. Maak 'n nota daarvan, dat is baie belangrik. Heilige Gees kom in. En hy woon nou in jou. Ons praat altyd van jy Jesus in jou hart. Sê Jesus en Jesus stuur sy Gees woon nou. Want Jesus het gesê, is volledig weg. Hy gaan Heilige Gees stuur, die trooster, hy gaan by julle wees. Want Jesus is een persoon. Maar Heilige Gees kan by enige een. Elke gelowige, kom maak hy woning in jou lewe. Paulus praat van die tabernakel, hy maak hy slaan tent op hier in jou lewe. Hy kom bly hier in jou. En hy wil vir jou lei in waarheid. Hy wil vir jou lei in heiligheid. Hy wil vir jou lei in wat reg is. Maar soms is ons so hardkoppig, dat ons nog steeds ons eie ding doen. Ou prediker het al gesê, well, Holy Spirit is a gentleman. Don't stand there. Jy wil nou jou eie keuse uitoefen. Oefen nou maar jou eie keuse. Doe nou maar jou eie ding. En dan kom jy agter die droog. Dan gaan jy terug en om te sê, ag, jy vergeet my. En hy is altyd gewillig om te vergewe. God is a God of second chances. Vergewe. Nou, ons is mense en ons mense moet sê vergewe. Bob het altyd gesê, God vergewe menigvuldiglik, maar mense nooit. Mense sal hartdraand wees, mense sal aksies hou, mense sal gevoelens hê onder mekaar, maar jy verwag dat hy moet my lief vir my ek voorwaar, my lief. Maar wanneer hy kom hy met sy volheid, en hy kom bly in jou. God is liefde, sê Johannes. En hy kom maak jy vol met sy liefde. Weet wat die wonderlike is? Mense wie nooit van gehou het nie, skielik hou nie van hulle. Nou die hond geskop as jy thuis kom, nou nie meer die hond skop nie. Die liefde van God woon nou in jou hart deur sy Gees. Hy is verander. Paulus sê vir ons, ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Dis 'n nuwe mens. Die dag toe ek daar van 'n Bob se huis afgery het, toe die strate gryser, lig is blou en die bome is groen. Dit is net mooi. Dis 'n nuwe mens. Deur die wedergeboorte van die Gees van God woon nou in jou. Jy is jou liggaam, siel en gees. Dit is waarom Paulus daar in 1 Korintiërs 5 sê, mag julle liggaam, siel en gees onberuspelik bewaar word tot by die wederkoms van Jesus. Want hy kan sê van Christene, want jy jou liggaam, siel en gees, ongeredde het dit nie. Dit is 'n liggaam en siel wat dit woord bestaan.
wanneer hulle sterwe, dan daarby. Hy ken my gedagtes, sê dit vir ons in vers 2. Hy is oral by my, tussen vers 7 en 12 sê, hy is oral, waar ek gaan is, waar is hy? Daar is hy. Hy het my gevorm. In vers 16 sê, hy het my gesien nog voor ek gevorm was. Hy weet alles van my. God sien wat nog meer sigbaar is vir jou as mens. Hy weet wat in ons lewens aangaan. En ek hoor dit so baie keer wat mense vir my sê, ja, maar waarom het die Here dit nie gestop toe die gebeur en daai gebeur? Jy's nie 'n marionet of 'n robot nie. Jy oefen jou eie keuses uit, jy doen op besluite, as gevolge, en nou wil die mense God die skuld gee. Jy het die dom besluit gemaak, nie hom die skuld gee nie. Jy was roekeloos gewees, jy het verkeerde besluit geneem, nou verkeerde goed en ons het vir hom kwaad. Maar hy's daar, hy's altyd teenwoordig. Dan kom daar krisis en ons verstaan nie altyd krisis nie. Nie alle krisis is nie jou eie toedoen nie. Maar as hy les, en hy weet waarom hy seker goed toelaat in jou lewe. Hy weet, hy is God. Hy het alles gemaak, hy is 'n beheer. En daarom weet hy van seker goed wat gaan gebeur in jou lewe, en hoe jy daarop reageer, gaan bepaal hoe die res van jou reis moet wees. Is jy hardkoppig? Jy sê, moeilik? Maar dan gaan jou reis 'n bietjie langer vat. En dit is so maklik net om toe te gee, sê, Here, ek verstaan nie, maar hier is my lesie. Gebruik my soos iemand. Ek is nie ander. Ek is beskikbaar. My dae is in die boek opgeskrywe, sê ons. Dit is 'n baie belangrike les vir jou en vir my. Lukas 16. Julle ken die gedeelte waar Jesus vertel van Lazarus en die ryk man. Julle ken daai gedeelte. Lazarus was 'n bedelaar wat voor die ryk man se huis geleë het. En die skrif sê vir ons, Jesus vertel dit vir ons. Dit is nie gelykenis nie, dit is 'n gebeurtenis wat Jesus vir ons sê. Jesus sê vir ons, en Lazarus het gesterwe, en hy is deur engele weggedra na die boesem van Abraham. Hy het nie engel geword, jy word nie engeltjies jy. Hy is deur engele weggedra tot in die boesem van Abraham, en word in God se teenwoordigheid word hy weggedra. En sy naam is Lazarus. Hy is bekend by God. Sy naam is in die boek geskrywe. Dis waarom hy God bekend is. Maar dan sê dit vir ons verder, die ryk man het ook gesterwe, nie omdat hy ryk is nie, maar hy het ook gesterwe. Daar is nie 'n naam vir hom nie, want sy naam is nie in die boek opgeskrywe nie. En hulle wat buite God se teenwoordigheid sterwe, sy name is nie bekend in God se boeke nie. Daar is nie 'n boek vir hulle nie. Dis 'n identiteit wat jy gesterwe het, en jy eindig op waar jy gekies het om te wil eindig. Dis buite God se teenwoordigheid, dis hel. Want daar uit daai toestand roep hy, Vader Abraham, stuur tog net vir Lazarus vermeerdering. Stuur tog net vir Lazarus, dat hy sy vinger in water druk, en op my tong kom druk, want ek ly smart in hierdie vlam. Toes Lazarus skielik goed. Abraham sê van nee, dis 'n kloof tussen ons. Hy wat daar is, kan nie so doen nie. Hy wat daar is, kan ook nie so doen. Dis 'n ewige skeiding. Dis 'n ewige skeiding. En dis waarom die drie entiteite van jou en my as mens, die liggaam en die siel en die gees, wat met God in gemeenskap verkeer, so belangrik is. Kan ek jou vra vanmôre, is jy weer gebore? Dat jy weet dat die gees van God in jou woon. En dat jy met hom in gemeenskap kan verkeer, en dit is lekker met die Here te gesels. Want jou gees en sy gees konnekteer met mekaar, en stem met mekaar saam. Hierdie gedeelte is nie om ons te waarsku nie, dit is nie fatalisme nie. Dit sê vir my, ek en jy is nie robot of marionette nie.
daar's teoloë wat sê, ja, maar jou paadjie is weer uitgewerk nie, skielik is weer getrek. Nee. Jy en ek oefen ons keuses uit soos wat ons lewe. Dom besluite, jy gaan voor die tyd sterf. Maar God weet. Ek verstaan nie waarom kindertjies sterwe nie. Dis my die verskriklikste om 'n kinderbegrafnis te doen. Dis die verskriklikste. Kindertjies het nog nie hulle lewe voor hulle nie. Ek verstaan nie, maar God weet. Hy is in beheer. Daarom vra ek nie vrae nie. Here, U weet. Hy is in beheer. En ek gaan my berus by U plan, by U weer en by U wil. Ek berus my by sy wil. Jou dae is nie sommer net nie. Wanneer jy binne God se wil lewe, tel elke oomblik. Tel elke dag. Voordat jy eerste asem gehaal het, was God se liefs daar. Was hy daar by jou en hy was bekend met jou. Hy ken jou hele lewenspad. Hy weet van alles. En hy laat dinge toe. En hy beskerm ons soms van goed wat ons nie eens weet nie. Maar hy's daar. Hy's altyd daar. En hierdie voorkennis van God bring troos, bring berusting. Om te sê, my lewe is in God se hande. Dis dierbare gelowige kinders van God in lande wat vervolg word vir hulle geloof. En die Here gee hulle vir 'n besondere genade om daardeur te kan gaan. Sê wat? Dit gebeur nou maar met ons. Ons berus dan, God is weer. Ek vlug my lewe, maar hy is weer. Jy sê ek het vryheid vandag. En ons vergeet soms die waarde van die vryheid wat ons het in Christus. Sy voorreg is genade. Absoluut genade. Maar in sy voorkennis weet hy wat hy vir sommige mense gaan toevertrou en ander weet hy, ons ken nie sy weë nie. Sy weë is meer as ons. Sy wil is meer as ons. Ons het nie die kennis wat God het. Ons verstaan baie dinge nie. Rus in hom. Rus net in hom, wees rustig in hom. Moet eindig hy in Psalm, deurgrond my, o God, ken my en lei my op ewige weg. Dis nie 'n gelowige wat so kan doen. Dis net 'n persoon wat 'n pad met God stap. Sê ek haat hierdie mense wat hierdie goed doen. Ek hou nie van iemand wat hierdie mense doen nie. Maar Here, nee, grond my hart. Ag, hoe maak dit skoon? Hier's gevoelens wat nie hier hoort nie. Hier's gedagtes wat nie hier hoort nie. Deurgrond my, Here. Ken my gedagtes en lei my in ewige weg. Want as ek so aangaan met hierdie gedagtes in my, gaan dit dalk uitloop op moord. Gaan dit dalk uitloop op iets aardig. En as gelowige, as kind van God, is dit nodig vir jou en vir my om voortdurend op hierdie punt te kom en sê, Here, deursoek my. Kom deursoek my. Wat gaan hier binne aan wat nie lekker is? Wat gaan hier binne aan wat nie nodig is nie? Wat gaan hier binne aan wat nie heilsaam is vir my of die koninkryk van God nie? Heilige Gees kom ons. Kom maak dit net so. Hy weet alles. Hy weet waar hy lei. Hy weet waarheen hy lei. En hy weet waarmee hy besig is in jou lewe. Baie goed wat ons nie verstaan nie. En die kosbare van alles is, elke mens is waardevol. Dis waarom Petrus geskryf het ook. Hy wil nie hê iemand moet verlore gaan. Maar hy wil hê almal moet tot bekering kom. Hy wil dit hê. Almal wil nie altyd. Dis die hartseer. Dis die sleg hiervan. Almal wil nie altyd. Baie hoor die waarheid. En ek weet hoe mense redeneer. Beteken as ek net tot bekering kom, gaan ek beteken ek moet daar en daar en daar nie meer doen nie, mag dit nie doen nie, man. Ja, wat was het vir die religious folks, wat hulle nou maar aangaan daarmee. Was het vir die radicals, wat hulle nou maar aangaan daarmee. Ek sê kruis, jy sê nie, as jy nie weet dat die Gees van God in jou woon nie, is jy verloore. Daar is nie hoop vir jou nie.
Jy is verlore. Wanneer jy sterwe, gaan jy buite God se teenwoordigheid opeindig en is hel. Jy wil nie daar wees nie. Die waarskuwings is ons opgeteken hierop. Dis nie bang maak boek nie. Dis 'n boek of vir jou vir my voor te berei vir die res van ons reis op die aarde. So nooi jy vanmôre, maak sak met God. En maak seker dat jy weet, hy woon in jou deur sy Gees. 3 dinge wat ons nooit hoef te vergeet nie. Ek en jy is nie toevallig. Daar is nie opsies nie. Daar is nie ongelukkies nie. Elke mens bestaan hier op die planeet Aarde. God ons het voorkennis gebied. Sommige het deur 'n daad van roekeloosheid gebeur. Dit maak nie saak nie. Nog steeds is geen lewe is onbeplan nie. Elke lewe is beplan. Elke lewe. Die tweede ding is jou heilige seisoen verras hom nie. Die omstandighede waar jy tans is en God wat jy aangevang het, verras God nie. Dit maak my minder of meer lief vir jou nie. Hy bly lief. Hy bly lief vir jou. God het hierdie wêreld met al sy boosheid so lief dat hy sy enige seun gestuur het. So elkeen wie hom glo, nie verloor nie, maar die ewige lewe kan nie. En hierdie ewige lewe is in sy teenwoordigheid. Onthou, elke siel lewe voortdurend. Dan spandeer die God se teenwoordigheid vir ewig. Eerder as buite sy teenwoordigheid. Die derde is, jy hoef jou nie oor die toekoms te bekom by niemand hy stel. Hy is nie meer. Hy weet. Al raak hierdie paadjie nou hoe rof, is hy in beheer. Is hy daar. En hy wag vir ons. Als jou daar is in sy oplossing. As ek ken, by jou naam. Ek het jou by jou naam geroep. Hy is in myne. Sê. Ek ken jou voor die gevangenis. Ek ken al jou nou. Hy weet van jou. Hy weet van jou droog maak. Hy weet van jou foute wie gemaak. Hy weet van jou dom besluit, hy weet van alles. Maar niks daarvan gaan jou weggevoer. Almal wat op aangeneem wat hulle die mag, die autoriteit gegee, om kinders van God genoem. Die vraag is nou vanmorgen, vertrou ek hom genoeg om my hele lewe en my toekomst aan te voer. Vertrou hom genoeg om my lewe aan te voer. Jy ken my. En dit alles het gebeur. Hierdie hele goeie nuus boodskap. Die bloed van Jesus Christus. Dit het beseer vir ons. Die lewe van die siel is in bloed. Die lewe van die siel is in bloed. Jy het gebeur, sê ek. Die levende siel kan het God se woord onderrig. Waarom eer ons vanmorgen die bloed van die Here Jesus Christus en ons nagmaal gebruik. Sy liggaam is gebruik. Sy bloed het gevloei. En al wat ek nie hoef te doen is om dit te gebruik. Sy die vingers te doen. Jy hoef nie oil medies te sien nie. Jy hoef nie dranks op te krijg op die knieën nie. Jy hoef nie beidens nie. Wees nie profeet nie, alweer en is Jezus, vergeef my. Vergeef my. Wees my. Maak my skoon, maak my, kom woon in my deur die Gees. Maak my nie mens. Vee die verlede. Vers ooste van die beste verweide, so bewerk,
Verwyder hy ons oortredinge van ons. Dan mag die Gees van God in sy volle liefde in jou hart en lewe kom woning maak. Op met dit. Heer Jesus, ons is so dankbaar vir U. En ons het U so ontsettend lief daarvoor. U het ons eerste lief gehad. U het ons eerste lief gehad. Daarom kan ons vanmorgen net reageer op daardie liefde, deur in ons lofsange en in ons aanbidding te reageer. En Jesus, wanneer ons vanmorgen hierdie elemente gebruik wat die liggaam en die bloed verteenwoordig, mag daar 'n nuwe gewaarwording oor ons posvat van die ontsettende liefde wat ons hemelse Vader vir ons het. Maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Wat belangrik is waar jy nie op pad is. Kom jy nou verder. Jesus, waar jy self op die weer in ons. Volgende die gebruik van hierdie element.